7,5 jaar terug, toe het my verloofde swanger geraak met een van die mooiste dogtertjies wat jy in jou lewe gesien het. Sy was gebore op die 4de Junie in 2019. Ons het al Lia genoem. Dit was absoluut fantasties om 'n pa te wees. It was amazing om daai deel van jou hart te ontsluit, wat jy nooit geweet het jy het nie. En op 3 maande oud, as jy nie geweet het nie, die Vader het ons so geskape, dat op 3 maande oud, as jy borsvoed, dan gaan jy oor na jou eie immuunstelsel toe. En op 3 maande oud, toe my kleintjie na Hane toe gaan, toe vind ons uit, maar my kind het nie 'n immuunstelsel nie. Daar's 'n kondisie met die naam van SCID, which is Severe Combined Immune Deficiency. So om vinnig te verduidelik, jy het 2 kante van 'n immuunstelsel, bakterie en viraal. Nou, daai tyd, gaan julle net vertel hoe, waar en wat, maar het ons uitgevind dat sy het die 6de laagste immuunstelsel op die virale kant in die geskiedenis van aarde. Waar dit iets soos 4.500 per milliliter moet wees, was dit 4. Maar sy het siek geraak en sy het koors gekry op die Vrydag en koors gekry op die Saterdag en op die Sondag, toe sê ek vir my verloofde daai tyd, luister jy, ons moet daar by 'n dokter uitkry. Die Here moet jy moet nou uitsort. Maandagoggend vroeg is ons dokter toe en die verpleegster kyk gewoonlik eers na die dokter en sy doen al die check-ups voor jy by die dokter kom en dan gee sy die verslag vir hom en dan doen hy sy dinge verder. En ek kon voel daai oggend toe hulle na haar kyk, iets was weird. En sy het gesê sy gou die dokter gaan roep en die dokter het ingekom, dokter Jordaan op uit nag en hy het vinnig na gekyk en toe ek weer sien, toe is my kind weg. En hy sê vir my, jy moet 'n leer gaan oopmaak, ons jaag gaan nou ICU toe. Nou moet ek eerlik vir julle sê, jy voel soos 'n poep in 'n perfume factory op daai oomblik in tyd van jou lewe. Want jy weet nie hoe nie, is asof iemand vir jou sê 1 + 1 is budgie en jy moet dit sit en uitfigure. En ek loop so in so groot dwaal na die ontvangs toe en ek gaan staan by die dame en sy sê vir my, wat gaan aan? Ek sê ek moet my kleintjie inboek, hier is die doktersbrief. Sy sê vir wat? Ek sê ek weet nie. Maar kan jy net vir my vinnig maak? En ek bid daar, asseblief Louise, laat alles net right wees en die vrou sê vir my, meneer, het jy medies? Ek sê nee, ek het nie. Sy sê dis R50.000. Ek sê wel dame, as jy iemand ontmoet by die hospitaal wat R50.000 so kan neersit, asseblief stel my voor, want ek het obviously verkeerde pelle. Want ek weet nie waar jy die geld gaan loop kry nie. Ek moes geld dadelik neersit en daar's vir my die tweede slag gewees, want dit is so een na die ander ene. En toe ek in die NICU kom, wat natuurlik die baba afdeling kom, dis my kind vol pype. En die dokter kom na my toe en hy sê vir my, sy het nie suurstof aan haar lyf nie, wat vir hom sê, dis iets binne in haar longe, wat sy nie suurstof kan kry nie, so sy gaan moet oornag. Jy weet, in daai tyd, jy's 'n pa, is protect. Jy het 'n verloofde of 'n vrou by jou in jou lewe wat jy ook moet beskerm en dit was baie net 'n weird storie, maar ek is toe daarna toe en ek het teruggekom vir die volgende 5 dae het ek niks geslaap nie. En ek het met dokters gepraat van Kalifornië regdeur tot Ampath in Johannesburg om hierdie tipe siekte te probeer uitleef vir myself want ek kon dit nie verstaan nie. En hulle verduidelik toe vir my die hele storie en hulle sê vir my dat die enigste manier wat hulle dit kan genees is met beenmergtransplant. Maar sy moet gesond wees om beenmerg te kry. Maar die virus wat jy het in die tipe sonder 'n virale kant van 'n bakterie, is dit moeilik vir jou lyf om die virus te registreer, om te sê, luister jy, ons kort bietjie meer wit bloedselle of rooi bloedselle. So dis 'n baie moeilike scenario. 5 dae in het die dokter my ingetrek in die klein kombuisie van die NICU en ek onthou sy mond het beweeg, maar ek het nie regtig woorde gehoor nie. Ek het net gehoor, ons weet nie of sy dit gaan maak nie. Jy weet, daar's 'n verskil tussen gebed en daar's 'n verskil tussen smeek. En die dokter het vir my gesê, ons gaan uit die private hospitaal uithaal, want toe trek jy ons rekening al by R250.000. Ons gaan na 'n provinsiaal sit, want jy gaan jouself in verknorsing insit, as hy hier uitkom, wat gaan jy doen, kan jy dit betaal? Ek sê, chom, ek verkoop 'n lewer, ek het regtig geen probleem nie, maar hy sê, dit is net, in daai oomblik, toe sê hy vir my, dis dom, ons gaan provinsiaal toe. Sy was provinsiaal toe en dadelik oorgesit Dora en Ginza aan Port Elizabeth, waar die NICU is amazing, ek moet dit vir hulle sê. En in die volgende rukkie het ek en Jesus baie gepraat en ons het baie beklei, want ek het baie vra. En in daai tyd probeer jy die beste Christen wees wat jy wil wees. Jy weet, die eerste maand was my geloof baie sterk
En ek het myself laat groot doop en ek het my hart uitbely en ek het ophou drink en ek het ophou rook en ek het ophou vloek en ek dink ek het ophou skeefloop. Ek het probeer om alles net reg te doen en die Here se oë sien my net raak. Here sien my net raak. Maand 2 was vir my moeiliker want hulle het haar geskuif na General Ward toe en vir my gesê sy het breinskade. En haar armpies het ingedraai en dit was vir my moeilik want die dag toe ek haar sien en sy lê daar, toe wil ek haar armpies regdraai en ek kom agter maar dit kan nie. En daai was vir my 'n moeilike dag. Want dit is amper soos 'n realization wat vir jou kop vir jou sê, as sy hier uitkom, gaan sy nie dieselfde wees nie. En ek en die Here het baie gestoei met hierdie ding en ek het op een punt daar gaan lê in maand 2 by die Here se voete en ek het vir hom gesê, ek het niks om vir jou te sê nie. Niks. Nothing. But just see me here. Ek kon ander plekke toe gegaan het, maar ek lê by jou voete. Maar ek het niks om vir jou te sê nie, want jy luister nie na my nie. Maand 3 was vir my moeilik. My kind was 98 dae in die hospitaal tot die dag van haar dood op die 14de Januarie. Maar wat vir my moeilik was in daai kamer, terwyl jy met die Here gesels, terwyl jy bid en smeek, was daar 'n masjien. En daai masjien het konstant so gepiep, piep, die hele tyd. En ek sê altyd, as die army ooit 'n martelingsproses soek, perfect. Dit is 'n horrible klank. En ek onthou hoe ek met liewe Jesus gestoei het en hoe baie mense na my toe gekom en vir my gesê, hou net moed. En dit het my begin irriteer, want jy weet nie hoe ek voel nie. Ek onthou eendag in Dispatch Spar toe ek op pad terug is, want ek was 9 uur in die oggend daar tot die anties vir my gesê het, meneer, jy moet nou huis toe gaan. En ek onthou ek het nooit regtig geëet nie. En ek kom in Spar in die frozen food aisle, so tussen die ertjies en die wortels. Toe kom haar ou na my toe, hy sê vir my, ek weet presies hoe jy voel, my kind was 'n dag in die hospitaal. En ek kom plof, en ek vloek die ou siekslaaf. Jy weet nie wat jy van praat nie, maar dan moet nie met die Here in my gesig kom gooi nie en allerlei dinge, en ek draai hom en ek loop, en ek het so 6 tree gegee, en ek bars uit in trane, en toe ek terugkyk, toe huil hy, en ek druk hom, en ek sê, ek is jammer, ek moes dit nie gesê het nie, en ek loop deur die Spar uit, en ek kom agter, maar ek is kwaad, en ek het 'n dominee gekontak, en ek sê vir hom, Chom, jy moet nou help, want die goeders wat ek doen, lyk my werkie vir my uit nie, en dis hoe die doop gebeur het, en allerlei dinge, en ek verstaan baie mense wil in die gees my daai tyd help, maar dit het nie gehelp nie. Mense het my laat weet, selfs as julle ook reg oor die wêreld het mense vir my kind gebid, en elke dag was dit net erger, my gebed het verander van, Here, asseblief, genees my kind tot, Here, laat U wil geskied. Op die 14de Januarie, toe ry ek in Port Elizabeth en hulle bel my, en hulle sê vir my, meneer, jy moet nou gou kom, dit gaan nie goed met haar nie. En ek onthou ek het in die hospitaal ingehardloop, en dit was die verste, ek dink, wat ek in my lewe moes gehardloop het, en die onsensitiwiteit van die nurses het my nogal hard geslaan die dag, want sy het my op die skouer geslaan en my gesê, meneer, sy het dit nie gemaak nie, hoor? En ek het daar gestaan, en jy weet nie regtig wat om te sê nie. En ek sê, wat, ekskuus? Sy sê, meneer, asseblief, en ek begin huil, en sy druk my in die kamer, en hier lê my kleinkie, potblou. En ek onthou, ek het teruggeval teen die muur, en ek het klanke gemaak wat ek nog nooit in my lewe gehoor het of gemaak het in my hele lewe nie. En ek het teen daai muur gelê vir omtrent 'n halfuur. En ek het opgestaan en ek het my kind opgetel vir die eerste keer in 98 dae. Want omdat sy nie in die minstelsel die mag hier dit nie doen nie. En ek het daar uitgeloop en ek was baie kwaad vir Jesus. Want hy het Lazarus uit die dood uitgelig. He made the blind man see, he made the lame man walk. I didn't want a heavy medical, I just wanted health. Maar dit was nie deel van my storie nie, en daai tyd was dit vir my verskriklik moeilik om dit te sien. En ek onthou ek het huis toe gery, en ek sê vir my verloofde daai tyd, waartoe ry ek môre? Want vir die laaste 98 dae, was elke dag hospitaal en huis. En ek het by die huis gekom, en ek het 'n kettingsaag gevat, en ek het elke liewe boom in my hele tuin afgesny. Why, I don't know, wou ek destruction maak, probably. En daar het my struggles begin, want I wasn't mad at the Lord, I was disappointed. En ek het nie gebid nie, ek het gesmeek. En ek kon dit nie verstaan nie, want elke keer as ek die Bybel oopmaak,
dan lees ek van 'n God van liefde. And I didn't feel the love. En ek het aangegaan met my lewe en ek het, ek kan maar sê, 'n alkoholist pretty much geraak en ek en my ex is uit mekaar uit. Sy het my gehaat. Sy het die lewe gehaat, maar ongelukkig was ek die slaansak. En toe kom COVID. En toe sluit Ramaphosa my in my eie huis toe vir 3 maande met my gedagtes. En ek onthou selfmoord was so naby aan my, dat dit was een keuse weg. Because I just wanted the noise to stop. Ek het nie gebid nie, ek het in my Bybel gelees nie, en ek het nie meer na die Here toe gegaan nie, want jy wil nie na my luister nie, so ek het niks meer om vir jou te sê nie. En ek onthou, ons het uit COVID uitgekom, en ek doen asof ek het konstruksiebesigheid gewerk ook, en ek ry Fort Beaufort toe, en ek luister na Lee Bryce, het 'n nuwe CD uitgebring. There's a rumor going round. En ek luister, en ons ry, en ek huil. Maar jy weet, as jou hart seer is, dan huil jy enige liedjie, laat jou verlang na enigiets toe, en ek sit my radio af, en ek sê vir die Here, ek wil nou weet, hoekom jy my kind gevat het. Nie 'n duif op 'n dak nie, nie 'n veer in die venster nie, nie 'n gedagte nie, of ek vat hierdie kar en ek ry hom vir die eerste lorry wat aankom, want I am done. En soos ek met julle praat vandag, kom daar 'n stem in daai kar, wat vir my sê, moes ek haar nie vir jou gegee het nie. En ek het yskoud geraak. En die realization in my kop was, because I rather would have had her, than not have had her. En nou sit ek half met 'n worsteling van, what's going on, want ek is kwaad vir die Jesus, omdat hy aan die deur getrek het, maar ek is bly dat die Here haar vir my gegee het. En daai was my omdraaipunt, want die Here het nodig gehad, dat ek ingee, dat hy met my kan werk. En daai dag, het die Here vir my so klein bietjie vrede gegee. Daai geloof soos 'n mosterdsaad, het die Here daai dag in my hart geplant. En ek het huis toe gegaan, ek het my Bybel gaan lees. En ek het op 'n sak gaan lê by die Here, en ek het vir hom jammer gesê. En elke liewe dag as ek met die Here gepraat het, het dit ligter gemaak vir my. En elke liewe keer as ek iemand ontmoet het, en hulle praat, en hulle vra my, hoe gaan dit? Dan sê ek, wie wat met die Here se genade, gaan alright met my. Gaan dit met jou en Lia en alles, en sê ek, ons praat nie nou daaroor nie, maar ek is nog staande. En oral waar ek gekom het, het ek hierdie getuienis gegee van, I rather would have had her, than not have had her. En dan message iemand my later en sê, Gertjie, dankie, want ek sukkel met 'n kind verlies, en toe jy dit sê, toe kom ek agter, ek het dit nodig gehad om te weet. En ek en die Here stoei nog steeds, en ek dink by myself, jy weet, as ek vir die Here sê, Here, jy is my pottebakker, ek is die klei, jy is die wynstok, ek is die raantjie, dan moet ek seker glo dat jy beter weet as ek. En toe ek daai aanvaar, en dit klink nou rof, dat my kind was kollaterale beskadiging vir die Here se groter plan. Want toe sy by my was sy vol liefde. En ek glo Jesus het daar kom halfver voor haar smart te begin het. Ek glo dit. En toe sê ek vir die Here dankie, dat ek kan deel wees van hierdie, het was moeilik, ou suster, dit was moeilik, but I accepted it. En ek sê eendag vir die Here, okay, so wat nou? En luister even, kom na my toe, en hulle sê vir my, luister, hier is 'n gap op die gospel program, wil jy gesels? Ek sê ja, ek wil. En my getuienis raak toe 'n program. En daar raak ek nog mense aan met dit. En is 'n weer bitter sweet moment vir jou om te weet jy het 'n kind verloor, jy's horrible, jy het 'n gesien doodgaan vir 98 dae, maar daai selfe storie bring mense nader aan die Here. En in daai selfe tyd het mense my ge-WhatsApp en vir my gesê, Gertjie, wie wat in daai tyd wat jy gesuffer het ek vir die heel eerste keer my Bybel opgetel in 14 jaar. Die een tannie sê vir my, sy 20 jaar by 'n besigheid gewerk, die Bybel is al stof op haar kas, sy het hom nou gevat, sy het hom gelees, want sy het aan Lia gedink. And I thought to myself, like, is this really it? Like, is this it? Het die Here my net gebruik? Am I that instrument that Lord used? En die dag toe die Here vir my sê, dat moes ek aan nie vir jou gegee het ek die vrede gekry, wat daai wraak wat aan die Frieda net van gesê het, I could let go and I could start seeing the bigger picture. Kyk, en nog steeds vandag as ek in die hemel kom, gaan ek en Jesus praat hieroor, but I'm okay with it. Jy weet, en ek sit by die huis, en ek het nog steeds baie gedrink, en baie uitgegaan, en want die huis was te veel.
En ek is eendag by my suster se huis, en ek speel sokker saam met haar seuns op die dek, en ek skop die bal, en ek skop so binne in so 'n lang stuk hout, en dis in my voet, en ek het 'n voetoperasie, nou leer ek holle patrolle daar by die huis, by my self. En ek is op TikTok besig met klomp video's, dit hou my maar besig, en 'n dame het vir my gesê, jy weet, dis hoe amazing is my video's, en ons praat later aan van TikTok, en ons praat later aan op WhatsApp, en na so 'n maand, toe sê ek vir haar, luister, ek kom Kaap toe, sy sê, hoekom? Ek sê, ek soek 'n date by jou, asseblief, as jy nie omgee nie. Eerlikwaar, ek was bang, sy's like 'n 52-jarige man, wat vir my lieg, en net voet, like, catfish my nou, en ek kom deur. Ek is Februarie getroud 3 jaar aan daai vrou. Maar toe ek op pad Kaap toe ry, jy weet, my dogtertjie was Lia, toe weet ek sy het 'n babietjie van 3 maande oud. En ek het nie gevra wat die kind se naam is nie, want ek het nog daai vrees gehad vir kinders. By die feeste ook, as ons besing by feeste of goed, dan sê die mense, hou gaan my kind vas, as ek asseblief moet dit nie doen nie, want die gevoel van die kind in my arms het my anxiety gegee. En ek sê vir haar, wat is jou dogtertjie se naam? Sy sê, Anlia. En die Here sê vir my, sien, daar gee ek vir jou 'n ander Lia. Nie 'n vervanging nie, net 'n ander Lia. Jy weet, my vrou is nou 19 weke swanger met nog 'n dogtertjie. En ons het besluit om haar Emery te noem. Want is gevra by God. Maar elke stap wat ek laat gaan het, van die haat wat ek gehad het teenoor hierdie wêreld, het die Here my geseën met iets wat ek wou hê. En ek het agtergekom dat sometimes it's not about what you want. It's unfortunate. Ek dink as ons almal wou gekry het wat ons wou gehad het, het ons almal nou met Ferraris hier buite gestaan en julle almal was getroud aan Brad Pitt of een of ander Caleb daar van Amerika af. But we have to. En ek het een ding agtergekom en ek haat die gesegde wat iemand sê, die Here gee vir jou net 'n battle wat jy kan hanteer, nonsens. Want elke liewe groot getuienis kan jy vat van Dawid in die leeuetjie, al Jona in die vis, was meer as wat hy kon hanteer. Glo my, toe Jona die walvis omsluk het, hy nie daar gesit en gesê, ek kan hierdie handle, ek het dit. No, he didn't. He didn't. And that was the powerful thing. Want toe meer ek nader in die Here kom, toe kom al die skrifte wat ek gelees het in hy 98 dae kragtig. Soveel so, dat ek vandag deel is van Rugby Players for Jesus. Die Here het my so gelei in my lewe, dat hy het my nie net die grootste getuienis gegee nie, but I can help people. Jy weet, mense sê baie vir my, ja, jy weet nou wat ek baie met die Here werk, sê ja, ek onthou jou 'n jaar terug waar jy so gesyp het. Ja, dit was ek. Boonbehalwe dat jy my remind van waar ek afkom, sê ek altyd vir die mense, gaan kyk wie was die disippels toe die Jesus hulle gevat het. Hulle was nie kerksmense nie. Hulle was nie mense wat skoon was nie, maar die Here het hulle skoon gemaak. Jy weet, en ek sit baie keer en terugdink na die stories waar ek verlore was, en in al die wêreldse dinge waar I chased fame. En die Here het later aan vir my gesê, Gerrit, ek wil jou stem gebruik, en dan sing ek by gospel shows. And I never knew he wanted me to talk about him. En die amazing ding vandag, waar ek werk saam met amazing mense, soos Rugby Players for Jesus, en so baie getuienis al oorlê, maar hoe meer ek praat oor die Here, hoe meer seën hy my. Ek meen, wie weet, ek is 40, en ek worry my dat ek nou 2, 3 vroumense in die huis, daar is so baie estrogen in my huis, die hond blaf al weird. Like this, ek wou so graag 'n laaitie gehad het, dis eers snaaksie. But God knew that he needed to give me back what I lost. He knew that. En ek praat nou dag met 'n ou en ek sê, yes man, ek wil 'n laaitie gehad het, to say, just remember, God trusts special people with his daughters. En dis 'n groot eer. So ek gaan vandag vir julle sê dat the path with Christ is not always easy. It's not. But it's worth it. En die groot ding is, waar ons baie keer, en ek het dit gedoen, Here, hoekom? But why? Soos die ou gesê het, ons vra altyd why, but why also stands for who hurt you. It also stands for who healed you. You have to have that moment in life where you say, Jesus, I'm done. Ek is klaar. Baie keer ook, jy weet, met julle mans, met alle respecte, baie keer is hy nie nader in die Here nie, en jy vra die Here, hoekom, gee net oor. Want die Here het dit, he's got it.
But dit, weet as jy geloof vat, of as jy Christianity vat, Christendom, en jy haal geloof uit, dit is net 'n topic. Jesus cannot be seen, he can be felt. En die groot ding is, as jy geloof uitvat by Christendom, het jy niks, you got nothing, zala. En dis die geloof wat ons het, jy weet, dis die vrou wat die bloedskande gehad het, die bloedsiekte, en sy het na die Here toe gegaan, en sy het sy kleed gevat, en hy het gesê, wie het my gevat, ek het gevoel, hoe voel die krag uit my uit, sy sê, Here ek, hy sê, jou geloof het jou gered, en dan stop die mense daar, met daai versie, maar as jy net aanlees, het almal toe dadelik aan die Here probeer vat, hoekom, want haar getuienis, het hulle laat agterkom, that there is a Jesus. Ek dank liewe Jesus vandag, dat hy my sterk genoeg gemaak het, that I could be saved and talk about it today. Jy weet, toe Jan Bloukaas baie siek was, toe het hy 'n baie groot ding in my lewe ook gedoen, en hy is 'n baie groot deel van my pad na Jesus toe, want hierdie man het breinkanker gehad, en hy het verkleim oor jare, maar nie een keer het hy complain op Facebook nie. Nie een keer het hy gemoun wat het die Here aan my gedoen nie. Elke dag het hy die Here se naam groot gemaak, elke dag het hy goed gepraat van liewe Jesus, en elke dag het hy gebid. En toe sit ek by die huis en toe dink ek by myself, Gerrit, hoe durf jy? Hierdie ou weet, hy gaan dood, amper. And he's praising Jesus more than you that's healthy. Ja, ek het probleme met liewe Jesus, ja, ek het issues daai tyd gehad, waar ek, Here, hoekom? Hy vra dit nie eers nie, I'm still alive. I can tell people, not why, but why I stood up. En ek het agtergekom, dat dit maak jou nie spesiaal, om 'n kind te verloor of iets nie. Dit maak jou spesiaal met wat jy met dit doen. As jy 'n getuienis het en liewe Jesus gee dit vir jou, of dit 'n hartverskeurende ding is of what not, the power comes from when you open up your mouth. Wanneer jy na iemand toe gaan en sê, wie wat, kom ek vertel jy wat die Here vir my gedoen het. En ek dank die Here, dat hy meer vir my teruggegee het, as wat ek ooit kon verdra. En jy weet, en ek dink op die dag wat ek op daai pad gery het op Fort Beaufort, het die Here geweet, ek is een besluit voor 'n lorry in, and he had to speak to me, because I was done, man. Ek was klaar. Weet, ek sê vir mense, toe my kind gebore was, het ek 'n boek begin skryf. En toe sy siek raak, toe braak het 'n dun boekie. En toe sy doodgaan, toe moet ek die boek weggooi. En jy weet self, 'n kind verloor het of iemand hier, it doesn't make sense to you. It doesn't make sense. Jy weet, 'n koning het eendag gesê, no parent deserves to bury their own child. But every parent deserves to have a witness to testify. Of het goed of sleg is. So ek sê nou vir julle, hierdie jongs, wel hier is my so jonkie, maar hierdie ou wat hier staan, I might not be the perfect person, but God gave me the perfect story. En ek dank liewe Jesus dat hy my staande gehou het, dat ek vandag ander mense uit die gat uit kan trek. But it's not a bad thing if you are in the hole en jy kan nie uitklim nie, soos Tannie Frieda net gesê het, gaan kry vir jou iemand wat jou kan uithaal. Want daaronder is die duiwel baie besig. En ek wil nie hoor van 'n storie waar dit te veel geraak het nie. Want ek beloof dit vir jou. Die dag wat jy oorgee en vir liewe Jesus sê, I am done now, gaan die Here sê, kyk, watch hierdie werk. That's what it is. En ek gaan julle nog 'n ding sê, ek was groot gemaak net deur vroumense. Seker hoekom ek so goeie persoonlikheid het vandag, nee. Maar my ouma het my groot gemaak en my ouma het my die Heilige Gees geleer in vlees en waarheid. My ouma was die tipe persoon wat, ouma, ek sukkel met die ding, nou kom ons bid daaroor. Ouma, ek soek die, nou kom ons bid daaroor. Ek het al, ouma, hoekom jy bid heeltyd? Die Here is besig, broer, jy wil net bid. Maar ek wil julle net hierdie stukkie vertel. So ek sing en MC al in Suid-Afrika en Namibië vir die laaste 10 jaar. En toe ek die Here gevind het, toe sny ek enige bars en kuierplekke uit, want toe ek ophou drink, toe wys die Here vir my hoekom ek nie daar behoort nie. So ek moes die een sonde laat gaan dat die Here vir my kan wys waar ek nie moet wees nie. Ek kyk nie na jou af as jy drink nie, maar ek sê nou vir jou, die Here mag dalk meer vir jou wys as jy hom toelaat met dit. Maar wat vir my amazing was, gewoonlik as ek klaar gemaak het op 'n aand, op 'n Vrydag of 'n Saterdag, het my kleintjie altyd vir my gesê, "Pappa, gaan jy gaan werk?" Sê ek, "Ja my liefie." Sy sê, "Waar gaan jy sing?" Sê ek, "Daar." En nie so lank terug nie, is ek besig om te shower en my vrou sê, "Floy wil gou kom piepie."
En nou maak ek die shower toe, laat sy nou obviously nou nie dinge sien nie. En nou kyk ek vas so verby die handdoek en sy sê, papa, gaan jy gaan werk? Ek sê, ja my liefie. Sy sê, gaan jy gaan praat oor liewe Jesus? Ek sê, ja my liefie. En ek kom agter dat die keuses wat ek gemaak het met die roete wat ek met die Here gepraat het, het ek my kind se denke oor my verander. Saterdag toe ons Vrydag toe ons by 'n golfdag waar ons kinders help met kanker en Saterdagoggend toe sit ek en sy buite en gesels en ek verduidelik vir haar hoe werk kanker want al die kindertjies daar het nie hare nie en sy wil graag weet en sy's 4,5. En ek sê vir haar, "Jesus, maar jy het baie persentjies gekry want van die kinders het en toe wil hulle haal nie uit, toe gee hulle vir haar ook persente en sy steek 'n hand uit. En sy sê vir my, "Papa, kom ons sê dankie vir liewe Jesus." Ek wil net vir liewe Jesus vandag dankie sê dat dit is wat ek en my kind gedoen het, om een ding, ek het laat gaan. I let go of the hate, I let go of the anger. En al is ek nog steeds daai tyd teleurgesteld in die Here gewees, ek moet hom sekerlik 'n kans gee om vir my te verduidelik. Ek moet hom 'n kans gee dat hy vir my sê, hoekom ek deur dit gegaan het en waarom. Maar ek was so kwaad dat ek hom nie toegelaat het om dit te doen nie. En dit was moeilik want ek het my ore toegehou in die gees. En die oomblik toe ek dit doen, en die Here kon met my praat, toe red die Here my siel. En ek wil baie dankie sê vir die Here vandag in al sy almagtigheid dat hy vir my hierdie pragtige vroutjie gegee het, hierdie pragtige dogtertjie en nog een. Maar ek het meer as wat ek ooit wou gehad het. En ek gaan julle nog sê toe ek die Here aanvaar toe verloor ek my werk, my huis en my kar. En dit was nog 'n rede hoekom ek nie weggegaan het nie, but I didn't and God still takes care of me. So ek sê vir die ewig baie dankie en as julle my toelaat kan ek afsluit met 'n gebed asseblief. En ons vra vandag liewe Jesus dat liewe Jesus hulle die klappe wat die duiwel op ons oë en ore sit sal afhaal. Dat liewe Jesus met ons kan werk. Seën ook vir Rugby Players for Jesus, my Vader, wat elke keer hierdie goeders wyd en suid in Suid-Afrika doen in die eer van U naam. Ons vra vanoggend ook liewe Jesus daar waar die duiwel daai wraak voer in iemand se hart vandag hier so liewe Jesus, vra ons dat liewe Jesus dit blus met die Heilige Gees, met die genadewater wat Vader vir ons gegee het, my Vader, en die krag van die bloed van Jesus Christus oor ons vat vandag, my Vader, en laat ons vandag sê ons is vry want ons het oorgegee. Ons sê dit vandag, my Vader, nie omdat ons een van ons het verdien nie, uit die genade van bo alleenlik. Amen. Dames, baie dankie.